Goeiemôre, geliefdes van die Here. Baie welkom hierso. Ek sê nou geliefdes, want ons is nou eintlik 2 gemeentes hier vanoggend verteenwoordig. So ek neem aan al die iets wat vreemde gesigte is, ons moeder gemeente maatjies. En julle is baie welkom hierso in Wes, soos altyd. En ons glo en vertrou en bid dat die Here vanoggend vir ons ook hier sal lei in ons erediens. Mens hoor partykeer dat iemand sê in 'n gebed met 'n opening van 'n diens, Here, U is welkom hier, of Heilige Gees, ons nooi U in. En dis eintlik so 'n onbybelse konsep, want hier waar ons saamkom as sy gelowig is dit die God wat ons uitnooi. Hy wat ons uitnooi om hom te kom ontmoet. So met daardie gesindheid is ons almal hier te saam vanoggend, vergader in sy naam. En ons verheerlik hom, ons groote en wonderlike God, skepper van die wêreld, verlosser van ons siele, van ons liggame. En die kerkraad spot nou vanoggend hier by my, vir alle dominee is hier nog nie weggeraap nie. Maar kom ons los daai nou maar daar. Dit het nou gebeur, ons is nog hier op aarde, die Here het 'n plan, en ons enigste doel hier op aarde is om God se wil uit te voer soos hy wil. Laat wat God se verantwoordelikhede is by hom, hy's getrou, hy sal doen wat hy beloof het, hy sal doen op sy tyd, maar ons wat hier is, kom ons neem dan die verantwoordelikheid aan, sy opdragte wat hy vir ons gee, soos in sy woord vir ons gegee. Ons lewe elke dag voluit, tot daai dag dat hy kom. Aan hom wat op die troon sit, en aan die lam, die heerlikheid en lof van nou af en vir ewig. Die Here seën sy kinders van ewigheid af en tot in ewigheid. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak die oë toe. Ek bid graag vir ons en dan gaan ons sommer ook 'n gebed doen vir die opening van die woord. O groote God, o wonderlike God, ja God van liefde, U wat U self aan ons kom voorstel, as U sê, U is liefde. Dit is uit liefde uit, Here, dat U alles gemaak het. Ons het nou so gesing van alles wat U geskep het. Dis uit liefde uit dat U die mens maak, nie omdat U alleen was daar in die hemel of 'n vernoot nodig gehad het nie. Maar Here, uit liefde uit maak U vir ons. Uit liefde uit vergewe U vir ons. Gee U vir ons genade, maar nie goedkoop genade nie. Nie die soort wat jy op 'n straathoek kan gaan koop nie. Here, duur genade. Want U stuur U enige gebore seun, leer die Bybel vir ons. God uit God, lig uit lig, ware God, wat mens geword het in Jesus. En hy kom betaal die prys. Wat is dit, o Heer? Wat is dit om van U verlate te wees? Wat is dit om ter helle neer te daal? Ons hoef dit nooit te vrees nie. Ons hoef nie 'n greintjie van bangheid in ons harte te dra nie, want U het klaar gepraat. Die lam is geoffer, eens en finaal. Ons Here Jesus het die prys betaal. Hy het opgestaan uit die dood uit, dat ons kan weet, ons sal saam met hom lewe tot in ewigheid. O Here, dan bid ons vandag, waar U gesê het, die koninkryk het in 'n sekere sin reeds deur Jesus gekom. Jesus self het gesê, die koninkryk is naby julle. O Here, bid ons ook vir daai finale volheid van die koms van die koninkryk. As ons bid, laat U koninkryk kom. En ons bedoel daarmee, Here, kom terug, kom haal vir ons op U tyd, wanneer U wil. Maar asseblief, moenie laat dit nog veel langer sal wees nie, want die wêreld is de mekaar. En Here, as ons wegkyk van buite af, van die donker, van die hartseer, van die pyn in die lewe, dan kyk ons na ons eie lewens. En ons kom kyk diep binne in ons eie harte. En die Heilige Gees kom vlek vir ons oop. Ons sien wie en wat ons is sonder U. Ons is vuil. Ons is liefdeloos, o Here.
Ons is selfsugtig, ons is selfgesentreerd. Vergewe ons, o Heer. In die naam van die Here Jesus spreek ons vry. En dankie dat ons hierdie wonderlike genade en liefde van U, van Jesus, soos 'n warm kombers oor ons skouers kan trek en weet sonder twyfel, dit is vir ons. En Here, dan vra ons ook vandag, help ons om dit te gaan uitdeel, om iets van die liefde wat U vir ons gegee het, hierdie opofferende liefde aan 'n ander te gaan gee. Ja, die mense wat die naaste aan ons is, ons mans en ons vrouens, ons kinders, ons oumas en oupas, ons vriende. Maar Here, selfs as Jesus ons geleer het, selfs aan die een wat dit nie verdien nie. Selfs aan die wat ons haat. Selfs aan die vyand. Here, ons kan dit nie alleen doen nie. Daarom bid ons, o Heilige Gees, vul ons harte, en as ons al hierdie ou sonde voor die voete kom neerlê, haal ons ou juk af, die juk van die sonde, en ons kom sit U sagte juk op ons. Ons vra gebruik vir ons as instrumente, elke dag in ons lewens, by die werk, by die huis. Ons sien uit om in hierdie week te sien waar U vir ons wil gebruik en gaan gebruik, o Heer. Ons bid dan ook waar ons gaan lees van die Israeliete en Joshua, so net voor hulle in die beloofde land ingaan, wat als daar gebeur vanoggend. Here, dat dit soos U stem sal wees, wat ook met ons kom praat. Ons kom bid dan, spreek Here, U dienaars en dienaresse luister. Amen. U het nou die tema op die bord gesien, en dit is die hele vraag van, kan ons as gelowiges glo in iets soos toevalligheid of toeval? Ons praat ons baie van toeval. Was dit nou nie toevallig gewees dat ek jy nou hier ontmoet het of wat ook al nie. Maar kom ons lees eers uit die woord van die Here uit as 1 Johannes. Nee, waar is ek nou? Dis die wetgedeelte. Joshua 5 geliefdes. Ons lees daar vanaf vers 1. 'n taamlike lang stukkie, so spits maar die ore en luister mooi. Toe al die konings van die Amoriete wes van die Jordaan en al die konings van die Kanaaniete aan die see hoor, dat die Here die water van die Jordaan voor die Israeliete laat opdroog het, sodat ons kon deurgaan, het hulle harte van angs verstyf en hulle het nie meer die moed teen die Israeliete gehad nie. So hier is die Israeliete reg om hierdie land in te neem, hierdie beloofde land wat die Here vir hulle beloof het, en hulle sien daai klomp aan die ander kant is doodbang vir hulle. En jy kan jouself net voorstel na 40 jaar in die woestyn, hoe gretig is hulle om in te gaan en hulle land in besit te neem. Maar nou is daar sekere goed wat gebeur, wat hulle so bietjie rem, 'n bietjie breek. En dis eintlik die Here self wat hierdie goed oor hulle bring. Kom ons lees verder. In die tyd het die Here vir Joshua gesê, maak vir jou klipmesse en besny die Israeliete. Daar moet weer 'n besnydenis wees. Joshua het vir hom klipmesse gemaak en hy het die Israeliete besny. Die plek is genoem die heuwel van besnydenis. Die rede waarom Joshua die besnydenis moes uitvoer is die volgende. Die hele volk wat uit Egipte getrek het, die mans, al die weerbare manne, is op pad in die woestyn dood met die uittog uit Egipte. Al die mense wat destyds getrek het, was besny, maar die mense wat in die woestyn onderweg gebore is, tydens die uittog uit Egipte, was nie een besny nie. Die Israeliete het 40 jaar in die woestyn rondgetrek, totdat hulle 'n hele nasie uitgesterf het. Dit wil sê, die weerbare manne wat uit Egipte getrek het en ongehoorsaam was aan die opdrag van die Here. Hy het destyds met 'n eed afgelê, dat hulle nie die land sou sien wat hy met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te gee nie. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Hy het daardie mense se kinders in hulle plek gestel. En vir hulle het Joshua besny, want hulle was nog nie besny nie. Hulle is nie langs die pad besny nie. Nadat die hele nasie klaar besny is, het hulle eers in die kamp gebly tot hulle gesond was. Die Here het vir Joshua gesê, vandag het ek julle bevry van die smaad wat van Egipte se tyd af op julle rus. Joshua het die plek toe Gilgal genoem. Dit is vandag nog die naam.
En ons nou dink, goed, hierso is dit nou afgehandel, hierso is nou geleentheid, hulle het nou gedoen wat die Here gesê het, die hele manlike geslag is besny, hulle het die teken van die Here se verbond ontvang, nou gaan ons die beloofde land ingaan. Maar nog nie. Ons lees vers 10. Terwyl die Israeliete nog in Gilgal in die kamp was, het hulle die Paasfees daar in die Jerigo vlakte gevier, op die 14de van die maand, in die aand. Die oggend na Paasfees, presies op die dag, het hulle ongesuurde brood en gebraaide koring van die opbrengs van die land geëet. Daardie oggend toe hulle van die opbrengs van die land eet, het die manna weggebly. Daar was nie weer manna vir die Israeliete nie. Hulle het daardie jaar van die land Kanaan se eie oes geëet. Is dit nou altyd om die land in te neem? Ekkie nommer 3 wat hulle moet oorkom. Josua was naby Jerigo. Toe hy sien staan 'n man voor hom met 'n ontblote swaard in die hand. Josua het na hom toe gegaan en hom gevra, is u aan ons kant of aan ons vyande se? Nee, sê die man. Ek is die aanvoerder van die leer van die Here, daarom is ek hier. Josua het diep gebuig en vir die man gesê, wat wil u aan my, u dienaar sê? Toe sê die leeraanvoerder van die Here vir Josua, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is 'n gewyde plek. Josua het dit gedoen. Ons skriflesing tot sover. Ek het nou in my voorbereiding gewonder of ek nie dalk 'n mikrofoon hier voor vanoggend moet hê en 'n paar van die mense hierso moet vra, kom gee gou 'n voorbeeld van waar daar iets toevalligs in u lewe gebeur het en jy op daai oomblik dalk 'n bietjie geïrriteerd was met die situasie en jy in terugskoue besef het, maar dit moes gebeur het. Die Here het eintlik hierdie tussen hakies toeval toegelaat om eintlik vir my op 'n manier te beskerm of op 'n manier vir my te seën. Dink gou sommer daar by jouself, ons almal het hierdie stories. Ek dink sommer nou onmiddellik aan my pa. Ek is baie lief vir my pa. Ek hoop hy lewe nog vir 'n lang tyd. En hy was amper nie hier gewees nie. Hy vertel hoe hy, ek dink is daar by Lindley, hoe hy hy's 'n gifsmous, hoe hy na een van sy kliënte toe ry, een van die boere. En daar is so 'n T-aansluiting waar hy links draai na die plaas toe. En die dag is die munisipaliteit besig om lang groot bome af te sny. Nou hoor jy seker al reeds waarheen is hierdie storie op pad. My pa sê hy draai so links en toe hy so draai, kap, plaks, val daar 'n reuse boomstomp reg agter sy bakkie. Het hy 'n halwe sekonde vroeër weggetrek, was hy waarskynlik nie meer hier gewees nie. Nou, ons almal het sulke stories. En van die goed is nogal frustrerend. Dink 'n bietjie, hoe voel dit as jy op pad is ergens heen? Kom ons sê met 'n vakansie. Die kar is nou gepak en alles. Julle is reg om te ry. Wie gaan bietjie see toe in hierdie week wat kom? Wie gaan Wildtuin toe? Niemand hier. Almal in Jan Thuisbly se karretjie. As jy net so reg sit na daai kar en hierso lui die telefoon. Ag, en dan's dit nog een of ander verantwoordelikheid by die werk of iets wat jy gou eers moet gaan doen en jy kan nie nou ry nie. Ons almal ken daai gevoel. Maar die Here het 'n plan met alles, liewe gemeente, en ons sien dit so duidelik in hierdie gebeure met Josua en die volk. En ek het simpatie met hierdie mense, met hierdie volk van die Here. U ook. Want daar so lê die beloofde land. Onthou 40 jaar is 'n lang tyd. Die vorige generasie lees ons het al almal uitgesterf. Daar's nie een van hulle oor nie. Dis hulle kinders wat nou in die land van Kanaan of die land van melk en honing gaan ingaan en besit neem. En daai brandende begeerte van elke Israeliet, groot en klein, om die land te gaan inneem. En as dit asof die Here vir hulle sê, stop nou eers 'n bietjie, raak nou eers rustig. Daar is sekere goed wat eers moet gebeur voor julle besitting kan neem. Dis nie so ook met ons in ons lewens nie. Ons wil iets hê. Ons wil ergens heen gaan. Ons wil iets gaan doen.
Ons wil hê iets moet gebeur in ons lewens, en dit moet nou wees. Here, gee vir my. Here, wys vir my asseblief die pad en maak vir my die deure oopmaak. Maar asseblief laat die deure tog nou net so sal oopmaak, tong in die kies gesê, soos wat ek het wil hê. Want God se wil is nie ons wil nie. Sy wee is nie ons wee nie. Die Bybel sê sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Hy weet waarmee hy besig is. Want hy's almagtig. Is daar iets soos toeval? Ek glo nie so nie. Persoonlik, soos ek die Bybel lees, kan ek dit nie glo nie. Elke dingetjie wat gebeur, kom uit die hand van die Here uit met 'n spesifieke doel. Hoekom? Om jou te seën. Sê Romeine 8 nie, die Here laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet nie. Maar dan moet jy glo. En dan moet jy vertrou, en geliefdes, luister gou mooi aan die hand van ons teksgedeelte, moet jy oorgee. Jy moet gehoorsaam wees. Dan het jy die vrymoedigheid om op jou knieë te gaan en te sê, Here, maak daai deur vir my oop. Here, gee vir my daai ding wat ek al so lank na smag en bid. Wys vir my die pad. Seën vir my en my geliefdes met gesondheid. Seën ons finansiëel. Ek kan dit vra met 'n oop gemoed, want ek behoort aan die Here. Ek soek sy wil elke dag, nie my eie wil nie. Ek stap nie my eie pad nie. Ek vra elke dag, Here, wat wil U van my hê? Of so behoort dit te wees. As jy nou wil moeilikheid hê, stap jou eie pad. Die Here, die goeie herder, bring gelukkig die verlore skaapies altyd weer terug op die regte pad. Soos Joshua hulle daarso voor hulle die land moet inneem, besny eers, bedien eers die teken aan julle kinders en julle self. Julle is deel van 'n verbond, sê God. Ja, en dit klink vir ons eintlik half gruisam, net sommer daar met klipmesse in die woestyn. Maar die punt is, die Here wys vir hulle, julle sal eers doen wat ek vra van julle. Dan is dit natuurlik die Paasfees. Onthou, vir die kinders wat nog in die kerk is, onthou julle waar gaan die Paasfees? Wat vier die Israeliete met Paasfees? Die Jode tot vandag toe nog, ons vier ook die Paasfees, maar ons vier Jesus se offer. Hulle het dit gevier, die uittog uit Egipte. Onthou julle toe hulle die lammetjies se bloed op die kusyne gesmeer het van die huise, en toe die doodsengel mos daar verbygekom, en die Israeliete se eersgeborenes is nie dood nie. Maar almal wat nie daai bloed op die kusyne gehad het nie, die Egiptenaars se eersgeborenes is toe oorlede. Die Farao en ook die koning van Egipte. En toe uiteindelik toe sê Farao mos, julle kan maar trek, julle kan maar gaan na die beloofde land toe. En hulle vierde daarso, die manne het nie van daai dag nie geval nie, hulle het van die opbrengs van die land, hulle eie handewerkse opbrengs geëet, die koring het hulle geëet. Goed, so hulle, die besynings, Paasfees, en dan lees ons van die sogenaamde aanvoerder van die leerskare van die Here, die engel, die figuur wat daar verskyn. Nou onthou in die Ou Testament, lees ons baie keer van die engel van die Here wat aan mense verskyn, of 'n engel. Dis eintlik beeldspraak vir die teenwoordigheid van die Here self. In 'n sekere sin is dit eintlik die Here self wat daai dag aan Joshua verskyn. En Joshua val voor hom neer en hy vra aan hierdie man met die ontblote swaard, is hy vir ons of teen ons, en wat wil u van my hê, voordat ons die land gaan inneem? Nou, u is baie welkom om Joshua 6, 7 en verder te lees, sommer in die stilte tyd of by die huis vanmiddag, voor hulle, daar wat hulle die land uiteindelik gaan inneem, en wat als daar gebeur, maar eers voor dat Joshua die land inneem, sê hierdie engel, hierdie verteenwoordiger van God, trek jou skoene uit, want jy is op heilige grond. En dis nie asof daar 'n merker daar geplaas is, dat die Israeliete en ons tot vandag toe kan weet, hier is die plek waar Joshua sy skoene uitgetrek het nie. Hier is, hierdie kolletjie is nou heilig, so ons gaan nou 'n tempel of 'n ding, of iets daar gaan bou. Daai grond is heilig, want God is teenwoordig. Voordat hulle die land kan inneem, moet Joshua hierdie eerbetoning aan God bewys deur sy skoene uit te trek. Geliefdes, as ek vir u sou vra, waar is God vandag? Hy is in die hemel, ons weet dit. Jesus is ook in die hemel. Maar God is alomteenwoordig. Hy is nie net in die hemel nie.
Hy is aan die ander kant van die aardbol vandag. Hy is by elke mens. Hy sien alle dinge. Hy weet alle dinge. Hy ken ons deur en deur, al ons plannetjies, al ons vreugdes, al ons hartseer. Hy weet wat ons beplan en wat ons wil hê uit ons lewens uit. Hy is oral. En God se wil is volmaak. So kom ons, ek wil kom amper sê spreekwoordelik vanoggend, kom ons trek ons skoene uit op hierdie heilige grond. Want daar waar ons môreoggend vroeg moet opstaan om weer skool toe te gaan en werk toe te gaan, daar is die Here ook. En geliefdes, wil hy vir u gebruik, vir jou gebruik. Maar raak eens bewus van God se wil. Vra vir sy wil. En as jy dit ken, om hemelsnaam gaan doen dit. En dan vra ons vir die Here, Here, seën vir ons. Dis ook my gebed vir elke lidmaat vanoggend hierso, vir elke persoon, vir jou in jou huis gesê, mag die Here vir julle ook seën. Gaan doen wat hy vra. Amen.